Goeiemôre broers en susters. Dit is so heerlik om vanmôre weer hier saam te wees met die heerlike reën wat in die lug is en na hierdie week waarin die Here ons so wonderlik geseën het. En dan het ons ook vanmôre die groot voorreg om weer die doop te aanskou as ons vir Jana van Jan en Mia gaan doop. So ons wil ook aan familie en vriende van die doopeling sê baie hartlik welkom hier by ons. Ook ander gaste wat dalk vanmôre hier is. Baie welkom. En mag ons ontmoeting met die Here ons almal werklik voor hom stel. Die tema van die prediking vanmôre is ware geloof vereis van jou 'n beslissende keuse tot gehoorsaamheid aan God. Gedagte is dat ons nie net van God kan weet nie, en met hom mag leef nie, maar wat ons van God weet, dat dit daadwerklik ons lewens verander. En daarom sal jy ook sien dat die liedere in daardie opsig so gekies is. Kom ons begin met lied 464, vers 1, 2 en 3. Veral na hierdie heerlike week van reën. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. Kom ons juig voor die Here, dit lied 464, al drie die verse.
Kom ons tree nou in ons ontmoeting met die Here in, met lied 168, vers 1 en 2. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Met hierdie belydenis tree ons voor God in, en nadat ons die woord uitgespreek het en die seëngroet van die Here ontvang het, dan loof ons hom uit Skrifverryming 2, 4, al 3 die verse. U is die Alfa en die Omega. U kom en elkeen sal U sien. U is die eerste. U is die laaste. Die ganse skepper sal U dien. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle vanmôre van God ons Vader in Christus Jesus, ons Heer. Amen.
Ons gaan vanmôre ons geloof bely uit Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus en ons gaan veral in die prediking baie nou aansluit by vraag 2 wat ek ook aan u sal voorhou. Die eerste vraag wat hierdie leerboek ons vra is: wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Wat is dit waarmee ons leef en waarmee ons sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. En maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dan vra die volgende vraag: hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos, dit wat jy nou gehoor het, salig te kan lewe? En dan kom die antwoord: 3 dinge. En ons gaan by die eerste een vandag stil staan. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Amen. Ons word klein voor die Here by die besef van wie ons werklik is, na ons sondige natuur, as ons ook luister na die Here se wet, wat ek vanmôre vir ons uit Skrifruiming 9:1 gaan voorhou. Ek gaan die eerste 10 verse lees en dan sing ons daarna saam vers 11 as ons belydenis voor die Here. My siel herdink met sidderbewe hoe God met majesteit bekleed, deur wolke en donkerheid omswewe, sy wet op Horeb het gegee. Ek is die Here, jou God en koning, wat uit Egipte jou bevry, jou uitlei uit jou slaafse woning. Dien dan geen gode buiten my. Ek ywer teen my haters. Maak dan geen beeld om die te aanbid. Ek straf volstreng die wetsverlaters tot in die 3de en 4de lid of geslag. Maar ek bewys barmhartighede en bly aan duisende getrou, wat tot my kom met hul gebede en wat my wette onderhou. Misbruik die naam van God die Heer nie en bly altyd jou eed getrou, wat jou ja wees en jou nee. Want hulle wat sy naam nie eer nie, sal God geensins onskuldig hou. Gedenk die Sabbat, in 6 dae het God die wêreld toeberei, maar hy het na sy welbehae die rusdag, dis vandag, aan sy diens gewy. Gee eer aan Vader en aan Moeder, want God regeer ons deur hul hand. Dan sal die Heer, die troue hoeder, ons seën in ons vaderland. Jy mag nie doodslaan, jou nie wreek nie, maar liefde moet jou steensel wees. Kindersteensel beteken, dis waarop ek staan in die lewe, dis my grond, dis liefde. Jy mag die heilige eg nie breek nie, maar kuis van hart die Here vrees. Laat nooit jou voet die weg betree van hom wat roof nog diefstal vrees. Jy mag geen vals getuienis gee nie, maar laat jou woorde waarheid wees. Daar mag nooit in ons hart meer kom nie die minste lus teen Gods verbod. Maar wie se mond sal nie verstom nie, as u beveel, o heilige God. Kom bid nou saam met my. Ons God en hemelse Vader, hoe lekker is dit nie om u vanmôre hier in hierdie erediens so te kan ontmoet nie. Ja Here, dit is vir ons 'n heerlikheid om hier te wees
'n voorreg en 'n vreugde. Saam met die psalmdigter van Psalm 84 wil ons sê, hoe lief het ons hierdie ontmoeting, Here Almagtige. Ons smag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ons is, wil ons jubel oor die lewende God. Ja, Here, oor U jubel en juig ons harte. Dis U naam wat ons vanmôre met eerbied op ons lippe wil neem en wat ons wil groot maak. Ons wil U eer, ons wil U aanbid, ons wil U dien. Want U is vir ons goed. U sorg vir ons, vir alles wat ons nodig het, na alles wat ons na die liggaam en die geestelike lewe nodig het. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir U vaderlike liefde, waarmee U met elkeen van ons saamleef, en waarmee U en waaruit U elkeen van ons se behoeftes ken, en dit vir ons gee. U sorg ook vir ons in die natuur. Dankie, Here, vir die wonderlike reën wat hierdie week in ons omgewing geval het. Maar soos verlede Sondag, pleit ons steeds vir uitkoms in ons land waar dit nog baie droog is. Stuur die wolke, Here, gee ook daar uitkoms. U sorg ook vir ons in ons verhouding met U. En dis waarom U ons vanmôre hier bymekaar gebring het. Om by ons te wees. Hier op 'n baie unieke manier met ons gemeenskap te hê en met ons te praat. Here, gryp dan nou deur die Heilige Gees ons harte vas, ons gedagtes rig ons op U. En wanneer ons net nou die Bybel oopmaak en U woord daarin hoor, leer ons, Here, wat U wil hê ons moet doen. Dankie ook dat U ons deur 'n sigbare teken vanmôre wil leer. Die doop. Seën vir Jana en haar ouers en die belofte wat hulle vanmôre hier voor U en ons almal gaan maak. En laat ons almal, wanneer ons na die doop kyk, weer herinner word daaraan wat U so getrou aan elkeen van ons beloof het. En o Here, dat ons met blydskap daaraan sal dink en sal bely dat U dit nog altyd onderhou. Seën die prediker, seën die gemeente met U Gees, tot verheerliking van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou eers daartoe oor om die doop te bedien. En daarom kom ons luister eers vooraf na die doopsformulier, soos dit vir ons uiteengesit is. Wat beteken die doop en hoekom onderhou ons dit? In die eerste plek, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, bedoelende dat ons nie uit onsself gered kan word nie, maar dat ons ons voor God verootmoedig en ons reiniging, soos die water dit aanwys, en ons saligheid buite onsself te gaan soek. Ons gaan vanmôre in die prediking baie oor hierdie reinigingslewe voor God praat. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes, want dis die evangelie, dis die belofte wat na ons toe kom. Die afwassing van hierdie sondes deur Jesus Christus ons Here. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hierdie doop en hierdie drie name het elkeen 'n besondere betekenis. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer, of as dit met ons moet gebeur, tot ons bes wil beskik. Tweedens, as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Christus aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons as ware in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God geregverdig
gereinig geag word. Net so ook as ons in die derde plek in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Gees ons deur hierdie sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van die sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe vlekkeloos voor God sal staan. Ten derde, alle verbonde of ooreenkomste bestaan uit twee dele. Ons het nou gehoor wat God se deel van die verbond is. Daarom word ons ook deur hierdie doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons almal moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld, die sondige wêreld afsien. Ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, soos wat dit gebeur, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël, 'n bewys, 'n getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders, wanneer hulle dan nou so klein is, en babas is, hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle ook, sonder dat hulle dit nou weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, deur in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, as hy sê in Genesis 17, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en ook vir jou nageslag na jou. Petrus betuig dit ook met hierdie woorde in Handelinge 2, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Hierdie belofte van die Here word dus aan klein babetjies betoon om daarmee God se verbond te verseël en te bewys. Daarom sluit hy hulle in. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word. Dis was in die Ou Testament. En dit was die seël van die verbond en die geloof. So het Christus hulle ook die hande opgelê en geseën. Omdat die doop dan nou in die Nuwe Testament in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en as erfgename van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent in diepte te onderrig. Maar broers en susters, u en ek het ook 'n verantwoordelikheid teenoor Jana wat vanmôre gedoop word. Ontvang dan ook vir Jana as deel van die verbondsvolk van die Here en as deel van die liggaam van Christus. Wees lief vir haar, bid vir haar en wees vir haar 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Ek vra dan nou dat Jan en Mia na vore kom en dan kan hulle ook vir Jana inbring en dan gaan ons saam bid voordat ons die doop gaan bedien. Kom ons bid nou en ons vra die Here se seën op die teken wat hy aan ons gaan wys. Here, u het volgens die streng oordeel die ongelowige wêreld met die sonvloed gestraf, maar die gelowige Noag en sy gesin, 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het ook in die geskiedenis die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink, maar u volk Israel op droë grond daardeur gelei. Deur hierdie gebeurtenisse het u die doop afgebeeld, dat u 'n verbond met u volk het. Nou bid ons Here, kragtens u grondelose liefde, dat u vir Jana genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, maar ook die kragtige werking van die Heilige Gees in hom in 'n nuwe lewe kan opstaan. Laat sy, terwyl sy ons Here, soos wat sy nou groot word, daagliks navolg, ook haar kruis blymoedig dra, en ons Here aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy saam met ons, sonder verskrikking, voor Christus u Seun op die laaste dag kan verskyn, om u ewig te loof
en te prys. Amen. Jan en Mia, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van die Here is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Dat dit nou vir die gemeente duidelik kan word dat dit ook julle twee se gesindheid is en dat julle dit ook so verstaan, vra ek julle om opreg op die volgende vrae te antwoord. Eerste plek, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens, bely julle twee dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is. En dan nou ook julle belofte. Beloof julle en neem julle voor, om vir Jana, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie leer van die Here self te onderrig, maar ook te laat onderrig. Wat is hier op julle twee se antwoord? Nadat ons die doop aan Jana bedien het, gaan ons saam sing uit Skrifbereiding 16:1, vers 1, 2 en 7. Salomina Johanna van Jaarsveld, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sê dankie. Here, ons dankie en ons loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van Jesus van al ons sonde vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U Seun en daardeur tot die kinders aangeneem het en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Here, ons bid nou deur hom, Christus U Seun, dat die Jana altyd met die Heilige Gees wil regeer, dat Jan en Mia haar Christelik en godvrugtig sal opvoed, maar dat sy dan ook self in ons Here Jesus Christus sal glo en in haar geloof mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike liefde, wat U aan haar en ons almal bewys, eendag self kan bely en in alle geloof onder ons enigste leraar, koning en hoofmeester Jesus Christus kan lewe. Gee haar ook die krag om moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk te stry en te oorwin. Om U, die drie enige God, ewig te loof en te prys. Amen. Jy kan sê dis wat hy wil dra. Kom ons maak nou ons Bybels oop, as jy saam met my wil lees, uit Handelinge 24. Paulus het na Jerusalem gereis, wetende dat hy daar gevange geneem sou word, en dat hy, toe hy daar gevange geneem is, het hy homself op die keiser beroep. Dit beteken dat hy gesê het, dat hy voor die keiser van die Romeinse Ryk verhoor wil word, en hulle is toe geneem, en is op pad nou na die keiser toe, maar op pad daarheen, verskyn hy dan voor die gouverneur van daardie gebied, Felix, wat hom dan eers verhoor.
En die Jode het ook van Jerusalem af saamgereis, die leiers van die Jode, en hulle wil nou hierdie aanklag teen Paulus kom lê. Dit is nou waarvan ons gaan lees. Maar dan gaan ons fokus op die twee figure, Felix en Drusilla. 5 dae later het die hoofpriester Ananias saam met 'n paar van die familiehoofde en 'n advokaat, Tertullus, daar aangekom. Hulle het voor die goewerneur verskyn om hulle aanklag teen Paulus in te dien. Paulus is ingeroep en Tertullus het met die aanklag voor Felix begin. U edele, onder u lewe ons in rus en vrede en deur u beleid het daar verbeteringe vir hierdie volk ingetree. Dit erken ons altyd en oral met diep dankbaarheid. Ons beskou hierdie, ek wil u nie onnodig vermoei nie, ek wil u versoek om met u kenmerkende welwillendheid na 'n kort uiteensetting van ons saak te luister. Ons beskou hierdie man as 'n gevaar vir die samelewing. Hy bring skeuring in die Joodse geleedere dwars deur die wêreld. Hy is 'n leier van die dwaalrigting. Die ou vertaling vertaal dit sekte. So hulle het toe al die Christelike geloof so genoem, die dwaalrigting van die Nasareëners, bedoel hulle nou Jesus wat van Nasaret kom. Toe hy probeer het om selfs die tempel te ontheilig, het ons hom gevange geneem. As u hom oor al hierdie dinge verhoor, kan u te wete kom waaroor ons hom aankla. Hiermee het die Jode saamgestem en hulle het bevestig dat dit so is. Op beteken van die goewerneur het Paulus begin praat. Ek weet dat u jarelank hierdie mense se regter is. Daarom verdedig ek my saak voor u met vertroue. U kan self vasstel dat ek maar so wat 12 dae gelede in Jerusalem aangekom het om daar te aanbid. Niemand het my in die tempel of in die sinagoge of elders in die stad gekry dat ek met iemand gestry of die skare tot oproer aangehits het nie. Die beskuldigings wat hulle nou teen my inbring, kan hulle ook nie voor u bewys nie. Dit erken ek wel voor u. Ek ken die God van my voorvaders volgens die leer van Christus wat hulle 'n dwaalrigting noem. Ek glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan. Ek het my hoop op God gestel en net soos hulle verwag het dat alle mense, goeies en slegtes, uit die dood sal opstaan. Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. Na baie jare het ek teruggekom om my mense met 'n geldelike bydrae te help en om aan God te offer. Toe ek met die offers besig was, het hulle my in die tempel gekry. Ek was klaar met die reinigingshandeling en daar was nie 'n skare of 'n gedrang om my nie. Daar was net 'n paar Jode van die provinsie Asië. Dit is eintlik hulle wat hier voor u moes gewees het om my aan te kla, as hulle iets teen my kan inbring. Of laat hierdie mense dan nou sê aan watter misdaad ek in my verhoor voor die Joodse Raad skuldig bevind is. Al wat ek daar vir hulle gesê het was, ek staan vandag hier voor julle tereg, omdat ek aan die opstanding van die dooies glo. Hier het Felix, en nou baie belangrike woorde, wat die besonderhede van die in verband met die leer van Christus taamlik goed geken het, die verhoor onderbreek. Wanneer Lysias, die kommandant kom, sal ek julle saak afhandel, het hy gesê. Hy het die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou, maar om hom minder streng te behandel en sy mense ook toe te laat om vir hom te sorg. Dan nou die fokusgedeelte. Na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou, Drusilla, vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jesus. Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Dit het Felix laat bang word en hy het gesê, dit is nou genoeg. Gaan maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. Hy het die hele tyd ook gehoop, Paulus sou hom omkoopgeld aanbied om los te kom. Daarom het hy hom so dikwels moontlik laat haal om met hom te praat. 2 jaar later is Felix deur Porcius Festus opgevolg en omdat Felix die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Ons gaan nou kyk na vers 24 en 25. Felix en sy Joodse vrou Drusilla vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jesus. Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Waaroor gaan die Christelike geloof nou eintlik?
toe Jan en Mia net nou hierdie belofte afgelê het, dat hulle vir Jana in godvrugtig en in die Christelike geloof sal opvoed, het hierdie gedagte deur 'n mens gegaan, maar wat is dit dan nou wat hulle eintlik beloof? Waaroor gaan 'n lewe voor Christus eintlik? Waar begin 'n mens om oor Christus te praat en waar sien 'n mens die impak van 'n geloof in Jesus Christus? Dit is die vraag wat die gouverneur Felix en sy Joodse vrou Drusilla ook wou beantwoord het. En daarom roep hulle vir Paulus uit die tronk, sodat hy met hulle kan praat oor die Christelike geloof. Waaroor gaan dit nou eintlik, Paulus? Wou hulle weet. En dan is dit opvallend, broers en susters, dat Paulus nie hier, soos in sy vorige verdedigings voor die Joodse raad, begin om te verduidelik van die Ou Testament en die beloftes van God uit die Ou Testament, en hoe dat hierdie beloftes in Christus vervul is, en dat hy nie ook praat en uitgebreid verwys na die werke en die reddingswerk van Christus nie. Maar dat Paulus direk 3 temas kies om met Felix te bespreek. Gehoorsaamheid, selfbeheersing en die komende oordeel van God. Hoekom kies hy hierdie 3 temas? Hoekom kies hy juist dit, as hulle vir hom vra, Paulus, waaroor gaan dit nou eintlik? Verduidelik vir ons nou mooi, wat is die Christelike geloof? Dan gaan kies Paulus hierdie 3. Want broers en susters, vir Felix en Drusilla wou Paulus onmiddellik die konsekwensies uitwys van die Christelike geloof. Wat gebeur met jou as jy sê dat jy 'n Christen is en as jy in 'n verhouding met Christus leef? Wat is die ware wese daarvan? En daarom, ware geloof vereis van jou 'n besliste keuse oor jou daaglikse lewe voor God. Dis die tema van die prediking. Ware geloof vereis van jou 'n besliste keuse oor jou daaglikse lewe voor God. Geloof gaan dus om jou persoonlike verhouding met die Here. Dat jy in Jesus Christus as jou verlosser, as jou redder glo, en dat hierdie geloof jou daaglikse lewe dramaties beïnvloed. 'n Impak daarop. Soveel so dat ander mense dit duidelik kan sien. Geloof gaan dus nie in die eerste plek oor kennis nie. Natuurlik is kennis baie belangrik. Dit weet ons. Want jy moet God ken en jy moet die Bybel ken om die Here te kan dien. En dit is ook so dat ons in die Gemeente Kerk nog altyd baie klem geplaas het op kennis. Daarom het ons ook 'n katekisasieprogram en daarom beloof Jan en Mia dat hulle ook vir Jana eendag as hy nou groot word na die katekasasie toe sal bring, sodat die kerk vir die kinders kennis oor God kan leer. Dat hulle die Here kan ken, wie hy is, wat hy van ons verwag, wat sy woord is en wat hy daarin van ons verwag. Maar belangriker is wat hierdie kennis in jou daaglikse lewe doen. Dit is waaroor Paulus met hierdie 2 mense wil praat. Wat jy van God weet, hierdie verhouding waarmee jy met God leef, dat jy sê dat Jesus Christus jou verlosser is, dat God jou Vader is, dat die Heilige Gees in jou woon en werk, wat is die implikasie daarvan vir jou daaglikse lewe? Dis waaroor dit gaan. Belangriker as kennis is hoe daardie kennis jou daaglikse lewe beïnvloed. En hieroor praat Paulus baie reguit met hierdie belangrike man en sy vrou. Hy praat reguit met hulle oor hulle persoonlike lewe voor God. En daarom oor gehoorsaamheid, selfbeheersing en die komende oordeel van God. Om te verstaan hoekom Paulus dit doen, moet ons ietsie weet van hierdie 2 mense wat na hom toe gekom het. Felix, die gouverneur, was eers 'n slaaf. Hy is deur bemiddeling van sy broer vrygekoop, en sy broer wat deel was van die politieke stelsel van die Romeinse Ryk van destyds, het hom gehelp om 'n pos in die staatsdiens te kry, en daar het hierdie Felix homself met baie vernuf en politieke behendigheid homself baie gou opgewerk, en is uiteindelik deur die keiser as die gouverneur van hierdie gebied aangestel.
Hy was 'n gierige en 'n ongenaakbare politikus. Klink bekend in vandag se terme. Hulle was maar nog altyd so, met permissie gesê. As gouverneur het hy ook die regterlike bevoegdheid gehad om 'n hof te kan hou, om 'n hofsaak te kan aanhoor en om daaroor uitspraak te lewer. En dan lees ons in die geskiedenis van hom dat hy dikwels onregverdig as regter opgetree het, dat hy dikwels eensaidig opgetree het en mense se kant gekies het en nie regverdig was nie. Dit blyk baie duidelik ook uit hierdie hofsaak waarby Paulus betrokke is. Dat hy uiteindelik vir Paulus agterna in die tronk los. Hoekom? Terwille van die Jode, want hy wou in aansien by die Jode bly. Sy huwelikslewe was gekenmerk deur onkuisheid, want hierdie Drusilla was sy derde vrou. En hy en sy het boonop nog op 'n baie sluwe manier hierdie verhouding begin en bevestig. Dit was Felix. Dis bietjie die mens wat die vraag vra. Drusilla, wie was sy? Ons weet dat Drusilla die dogter was van koning Agrippa I. En van hom lees ons ook in die Bybel. Van hom lees ons dat hy die koning was wat homself as 'n god uitgeroep het, soos wat hulle baie keer in daardie tyd gedoen het, en dat die mense hom moes aanbid as 'n god. En dan lees ons in die Bybel dat God wurms gestuur het om hom terstond te verteer en om te straf vir hierdie ydel wat hy aangevang het in die oë van die Here, dat hy homself tot God verhef het. Van ware geloof was daar nie by haar sprake nie, want koning Agrippa het sogenaamd die Joodse geloof aangeneem, maar mens kon baie duidelik sien uit sy lewe en uit die lewe van sy dogter dat dit net skyn was. Hulle was 'n naam Jode omdat hulle in die guns van die Jode wou wees oor wie hulle geregeer het. Haar lewe het dit getoon. Sy het hierdie was haar derde huwelik, en soos ek net nou gesê het, sy en Felix het dit op 'n baie slegte manier bewerk. Dit lees jy in die geskiedenisboeke. Nou met hierdie agtergrondskennis van hierdie twee mense wat vir Paulus hierdie vraag kom vra, nou verstaan jy hoekom Paulus hierdie drie temas kies. Gehoorsaamheid, selfbeheersing en God se oordeel. Want broers en susters, geloof beteken dat God jou in die lig van die onbegryplike offer wat Jesus Christus aan die kruis gebring het om jou van jou sonde te verlos, dat God jou in die lig van daai onbegryplike offer daar, dat hy jou met jou sonde moet konfronteer. God kan jou nie los dat jy maar 'n lewe van ongehoorsaamheid en 'n lewe van vergrype en geen selfbeheersing, dat jy so 'n lewe leef asof jy God se oordeel nie vrees nie. Want die prys wat God betaal het om mense los te koop, is onmenslik groot. Is onbegryplik diep. En daarom, as die Here met 'n mens werk, dan is dit waar hy begin. Het ons dit nie gelees in die eerste vraag, of die eerste deel van vraag 2 nie? Watter 3 dinge moet jy weet om nou regtig in hierdie lewe getroos te lewe en te sterwe? Wat was die eerste een? Dat ek my sonde en ellende moet ken. Dis waar God met ons begin. Dis waar die verhouding met God begin. Dis waar geloof begin. Is om te weet wie ek is. Wie ek werklik was. Daarom begin Paulus met hierdie twee mense met die kern van hulle sondige lewe voor God. Daardie persoonlike lewe wat Paulus goed geken het, bring hy nou die woord van die Here vir hulle baie direk en baie skerp. Dis hoekom uiteindelik Drusilla en Felix nie die woord kon aanvaar nie. Eers hulle ongehoorsaamheid. Hulle albei het God geken. Daar staan nogal in die gedeelte wat ons gelees het, dat Felix 'n baie goeie begrip van die Christelike geloof gehad het. Hy het presies geweet wat God van 'n mens verwag, en tog het hy hom nie daaraan gesteer nie. Drusilla, wat as 'n Joodse vrou bekend staan, maar haar lewe was ver van God af. Jy sien? Alles van God geweet. Maar daardie kennis het nie gestaan in 'n verhouding met Christus
vir wie ek besef dat hy vir al my sonde betaal het en dat hy 'n duur prys betaal het en daarom kan ek nie in my sonde bly voortleef nie. Daarom moet ek as 'n gelowige eers verstaan hoe groot is my sonde en hoe groot is my ellende. En dis die pad wat die Here met elke mens doen. Hy moes ook met hulle praat oor selfbeheersing. Want hulle lewe het getuig van onbeheersing. Hulle lewe het getuig van ek doen wat ek wil en ek bevredig my eie begeertes soos ek wil. Ek steur my nie aan God en aan sy gebod nie. Selfbeheersing. Wat beteken dit? Selfbeheersing beteken in diepte dat ek bereid is om my wil, my behoeftes en my begeertes te laat, dit nie na te jaag nie, maar om God se wil uit te leef. Dis wat selfbeheersing beteken. Om gehoorsaam aan God te wees. En dan die komende oordeel. Priscilla het eerstehands belewe, ek weet nie of sy dit gesien het nie, dit kan ons nou nie uit die geskiedenis agterkom nie, maar sy moes tog geweet het, sy het dit eerstehands belewe hoe God haar eie pa wreed gestraf het, omdat hy hom teenoor God verhef het. En nogtans, ten spyte daarvan, vrees sy nie God se oordeel nie, maar lewe net soos hy wil lewe. En Felix, wat self 'n regter is, wat geweet het dat 'n regter moet regverdig oordeel, moes geweet het dat as ek voor God skuldig leef, gaan ek skuldig bevind word. En dis wat ek en jy ook moet weet. As ek voor God skuldig is, word ek skuldig bevind. Broers en susters, op so 'n regte, indringende wyse beteken geloof in Jesus Christus dat my en jou persoonlike lewe, ons innerlike lewe voor God op die tafel geplaas word. Hy wys ons eers op ons sonde in ons persoonlike verhouding met hom. En geloof beteken dat ek bereid is om naak voor die Here te gaan staan. Bedoelende geestelik naak. Here, ek sien regtig wie ek is. Ek weet wie ek is. Ek gaan nie voor U probeer om toekies om te draai nie. Ek gaan nie voor U probeer om dit wat ek weet ek verkeerd doen weg te steek of toe te maak of dit nie te wil erken nie. Hier is ek. Ek weet dit. Eers dan. Eers as jy regtig daardie besef het, dan kan die kruis van Christus vir jou betekenis kry. Want dan verstaan jy die prys wat betaal is om 'n skuldige onskuldig te verklaar. Vir my en jou wat skuldig is, onskuldig te kan verklaar. Dis waarom die Here hier begin. Dat ek en jy bereid is om na God te luister, dat ek bereid is om my verkeerde dade en lewe te erken en dit voor die Here te bring. Baie mense is nie bereid om dit te doen. Inteendeel, ons leef in 'n wêreld waarin die mens glo dat hy goed is, dat daar niks in hom is wat fout is nie, dat die mens volmaak is en dat sy lewe nie verkeerd is nie. Dat hy self kan besluit wat goed en kwaad is en wat mooi en verkeerd is. En ons maak maar self so. Want dis seer, dis sleg. As iemand dit reg kry, jy weet God doen dit, om die vinger te kom druk op daar waar jy weet dit verkeerd is. Broers en susters, ons almal weet hoe die Here in ons persoonlike lewe hiermee werk. Ek en jy weet baie, baie goed voor die Here. Wat is daardie dinge wat die Here my gedurig deur die Heilige Gees aan herinner? Wat gedurig deur in my gedagtewêreld opkom oor waar ek nie aan God gehoorsaam is nie. Oor hoe ek baie keer 'n dubbele lewe lei. Ek maak voor die mense asof ek hierdie Christen is, asof ek voor God leef en asof ek 'n kerkmens is om dit nou maar so uit te druk. Maar ek self weet baie goed hoe diep my lewe val. En hoe min ek dit reg kry om die wil van my Vader te doen. Om regtig gehoorsaam te wees. Hoe maklik dit vir my is om wanneer ek elke dag voor 'n keuse staan, maar te kies vir die verkeerde pad, omdat ek altyd dink die regte pad is die moeilike pad.
Inteendeel. Die regte pad is die makliker pad. Want as ek en jy so voor die Here staan met ons sonde, dan hoor jy die heerlike evangelie. Ek vergewe jou. Ek was jou skoon. Soos die water die Johannes op opgeval het, was ek jou skoon. Ek het betaal. Jy is skuldig, maar ek het betaal. Die prys is vir jou betaal. Jy is vry. Dis die heerlike pad van die geloof in Christus. Dis die heerlike vryheid wat Paulus vir Felix en Drusilla wou wys. Erken nie dat jy skuldig is. Erken nie dat jy nie in gehoorsaamheid aan die Here leef nie. Erken jy onbeheersdheid as dit kom by jou eie wil en jou eie begeertes. Erken net dat as die Here vandag moet kom, sal jy skuldig voor hom staan. Erken dit net. En jy word bevry. Dis die evangelie. Die evangelie van genade in Jesus Christus ons Here. Die evangelie wat God beloof het dat hy aan elkeen van sy kinders gee, wanneer hulle na Christus toe kom en in Christus hulle verlossing en hulle genade kom soek. Felix wou dit nie doen nie. Hy het bang geword, dit het ten minste iets gesê. Hy het bang geword, maar hy stuur vir Paulus weg. En dan lees ons dat hy later vir Paulus weer 'n paar keer laat kom, maar eintlik was sy hoop dat Paulus hom omkoopgeld sal aanbied, sodat hy hom kan loslaat. En dan, wat bly oor? 2 mense, wat steeds verlore is. Wat steeds vir die res van hulle lewe in vrees voor God gaan lewe, alhoewel hulle dink, hy weet dit nie. Dis nie die pad wat ons hoef te loop nie. Geloof beteken jy is diep bewus van jou gebrokenheid, maar jy is net so diep bewus van die genade wat God jou in Christus gee, en jy gaan gryp dit vas, en jy maak dit jou eie, en dan sê die Here, deur die krag van die Heilige Gees, help hy jou dan om op hierdie pad van gehoorsaamheid te begin lewe. Maar dis die keuse wat jy elke dag, 100 keer op 'n dag, moet uitoefen. Dit wat ek van God weet oor hierdie saak in my lewe. Wat sê die Here is reg en verkeerd? En dat ek dan die regte pad kies. My wil in selfbeheersing onderdruk om God se wil te soek en gehoorsaam aan die Here te leef. Broers en susters, ons lewens kan nie dieselfde bly nie. Geloof vereis hierdie keuse, en hierdie keuse het die impak dat jou lewe daagliks verander. Dat jou lewe daagliks vernuwe, en dat jou lewe daagliks anders word, meer word, soos wat God dit in sy woord vir jou teken, en soos wat Christus dit vir jou voorhou. Ek vra die vraag, en hiermee sluit ek af. Het dit nie al so geword? Veral vir ons wat in die geloof groot geword het. Het dit nie al so geword, dat ons hoor, en nog meer kennis kry, en nog meer Bybelstudie doen, en nog meer hoor. Maar ons lewens verander nie reg nie. Dat ons die Here se woord hoor, maar dit maak nie meer impak op my nie. Omdat ek eintlik dink ek is okay. My eie sondige natuur maak my blind vir wie ek regtig is, en ek dink ek is okay. Geliefdes, wat Jan en Mia dis eintlik beloof het, is die volgende. Hulle het beloof dat hulle kinders sal sien hoe hulle geloof in God hulle lewens verander, vernuwe. Hulle het beloof dat hulle die bewus sal wees van hulle sonde, maar dat hulle dit in geloof na Christus sal neem, om by hom vergifnis en vryspraak te kry, en die genade te kry om ons Vader te kan volg. En soos wat hulle op die pad van die geloof agter God aanloop, so sal hulle kinders hulle volg. En so sal hulle die roepsbelofte wat hulle vanmôre gemaak het, kan vervul. Geliefde gemeente, dis waaroor geloof gaan. Hier begin dit. Kom elkeen van ons gaan besin weer ernstig hieroor. Is dit nog hoe ek en jy voor die Here leef? Is dit die plek waar ons begin?
Of het ons gedink, ons kan maar verby beweeg en ergens elders 'n makliker weg vind? Dan is jy waar Felix en Drusilla is, in vrees. Dis nie die weg wat God wil hê ons moet loop nie. Dat ons nie, ons geloof nie maar net 'n skyn geloof is, waarin ons sê ons ken die Here, en waarin ons kom om die Here te dien, maar daar buite lyk dit niks anders as die lewe van ongelowiges. Mag die Here ons deur sy Gees lei, om altyd weer reg te begin, die regte keuse te maak, en ons lewe voor God te stel. En dis 'n heerlike lewe van vryheid. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader, baie dankie Here dat U hiermee begin. Anders sou ons soos hierdie twee mense van wie ons gelees het, in die waan leef dat ons maar net kan aangaan. Maar net kan sê dat ons U ken en dat ons Christene is en dat ons in die kerk lewe. Maar hierdie geloof verander nie waarlik ons lewe tot gehoorsaamheid nie. Here, wil U kragtig deur die Heilige Gees in ons harte werk. Wil U die masker wat ons dra afruk. En wil U vir ons wys wie ons is. Sodat ons Here in die geloof kan gryp na Christus. Kan smag na verlossing. Kan smag na vryheid, om vrygespreek te word. En dat ons deur Jesus Christus die vermoë deur die Heilige Gees kan ontvang, om waarlik ons lewens te vernuwe. Ag Here, help ons daartoe. Anders is alles te vergeefs. Amen. Kom ons gee nou gawes vir mense wat in nood verkeer. Kom ons bid nou weer saam. Hemelse Vader, ons het gehoor wat U vandag vir ons sê. En nou pleit ons, Here, ter wille van die wêreld, ter wille van hulle wat twyfel, ter wille van hulle wat nog verlore is, vir hulle wat U nog moet leer ken. Pleit ons, lei ons om die bewus te wees van ons gebrokenheid, maar om ook vas oortuig te wees van die verlossing en genade wat U in Christus aan sondaar mense skenk. En ons bid om die vernuwing van ons daaglikse lewe, sodat ons lewens daadwerklik kan getuig van 'n ware en 'n lewende verhouding met U, sodat, o Here, ons lewe 'n kragtige getuienis teenoor ongelowiges kan wees. Dat ons nuwe en ons vreemde manier van lewe vir hulle na U sal laat vra. Ja, dat ons lewe soos 'n magneet sal wees wat mense nader trek, omdat hulle in ons iets raak sien wat ongelowiges nie het nie. Ons bid vir mense wat twyfel en swaar kry in die geloof. Ons bid vir mense wat deur twyfel oorrompel is en hulle geloof opgesê het. Bring hulle weer terug, Here, by U genade. Ons bid vir mense wat U nie ken. Dat ons woorde en ons dade hulle lewens sal bereik, en wanneer dit gebeur, dat U by hulle inkeer en geloof sal bewerk. Sodat, o Here God, U deur almal gedien, geloof en geprys sal word. U stuur ons nou hier uit, o Here. Vul ons met U Gees. Amen. Kom ons sing as 'n belydenis ook, en dat ons ook dit vir die Here sê.
na wat ons gehoor het uit Skrifhandelinge 14:4, dis Paulus wat in Filippense 3 sê, nadat hy tot bekering gekom het, het hy besef dat sy ou lewe niks werd was, en dat dit wat hy in Christus het vir hom die waardevolste skat in sy lewe is. Kom ons bely dit ook nou voor die Here. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef voor hom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige gemeenskap van God die Heilige Gees is met elke een van julle.